Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en vandag wil ek bietjie met ons gesels oor die onderwerp van doop. Ja, 'n baie sensitiewe onderwerp vir sommige mense. In party kringe word dit selfs nie eens genoem nie, want dit kan mense bietjie warm om die kraag maak. Maar dit help nie, ons wil om hierdie sensitiewe onderwerpe wil ons tippie-toe en dit eerder vermy nie. Ons moet hierdie goed aanspreek. En ek weet, vir sommige mense is die onderwerp van doop is dalk grys. Ek dink glad nie, dit is grys, dit is 'n grys area nie. Ons het van dit 'n grys area gemaak. Ons het ons eie interpretasies daar kom invoeg en kom iets daarvan maak wat vir ons dalk, ek weet nie, in party gevalle dalk net gemakliker is en in ander gevalle net, dit pas ons beter hoe ons dit interpreteer, maar ek dink ons moet altyd gaan na die woord toe. En ja, ek weet, almal kry eintlik maar hulle interpretasie ook uit die woord uit, maar ek dink partykeer voeg ons bietjie ons eie goedjies daarby. Ja, ek wil hoofsaaklik met ons gesels oor die doop, omdat iemand my gevra het of ek nie 'n episode of 2 daaroor sal doen nie. So ek wil jou daarmee ook uitnooi, as jy vrae het, as jy dinge het wat jy wil hê ons moet oor gesels en wat ons graag moet behandel, jy is welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur of my e-mail te stuur of met ons kontak te maak, my vrou Ina kontak te maak en te sê, hoe kan ons dalk oor hierdie onderwerp bietjie gesels of hierdie vers bespreek of hierdie ding aanraak. Ek sê nie, jy het nie duidelikheid daaroor nie, maar as daar iets is wat jy graag meer oor wil weet of meer duidelikheid oor wil kry, en ek sê glad nie, geensins nie, hoor my asseblief mooi, op geen tydstip wil ek maak asof ek alles weet nie. Maar dit wat ons nie weet nie, vra ons die Here oor en ons duik in sy woord in en ons kry by hom die antwoorde. En hy is so getrou, hy is so amazing pa en so amazing God, dat hy wil graag vir ons duidelikheid gee oor sy woord. Nou ek doen dit dalk 'n bietjie agterste voor. Ek gaan nie vandag met ons praat oor, is dit onderdompeling, is dit besprinkeling, is dit 3 keer onder die water, is dit net 1 keer onder die water, is dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, of is dit net in die naam van Jesus? Miskien gaan ons op 'n volgende keer daaroor gesels. Ek wil nie vashak by tegniese goeders nie. Ons moet nie vasbly klou aan die boom van kennis van goed en kwaad nie, want daai boom gaan nooit lei tot lewe nie. Ons moet kom by die boom van die lewe. Ons moet dit doen wat vir ons lewe bring. Ons moet daarna uitstrek en dit ons doel maak is lewe. Die boom van die lewe, dat ons daar ons tyd sal spandeer, dat ons sal onderwerp aan God, dat hy invloed oor ons sal hê, dat sy liefde ons sal lei, dat sy liefde ons sal deurdring, en dat alles wat ons doen, dat ons dit sal doen omdat hy ons liefhet en omdat ons gehoorsaam aan hom wil wees en omdat ons hom wil terug lief hê en omdat ons net absoluut onderdanig aan hom wil wees. Nou ek wil vandag uit 'n snaakse plek begin wegtrek met die onderwerp van doop en dis in Romeine 6. Nou in die begin van Romeine 6 vra hulle vir Paulus hierdie interessante vraag. En dit is 'n vraag wat vandag nog gevra word reg deur die kerk. Wanneer genade gepreek word, dan vra mense hierdie vraag in vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Wat 'n stupid vraag. Gee genade my lisensie om te sondig? En Paulus antwoord, hy sê stellig nie. Nee, dit kan nie, dit sal nooit wees nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hy sê ons is dood vir sonde. Hoe kan jy daarin lewe? En dan verduidelik hy vir ons, hoekom sê hy, ons is dood vir sonde? En hy begin in vers 3, dan sê hy, of weet julle nie? Hy sê, die rede hoekom jy vra, of jy kan aanhou sondig, want jy is mos nou onder genade, en genade gaan al jou sonde toesmeer. Die rede hoekom jy dit vra, is omdat jy iets nie weet nie. Jy het nie 'n begrip
van iets van die evangelie nie. Hy sê, of weet julle nie. En wat is dit wat jy nie weet nie, as jy vra, kan ek maar sondig, omdat ek onder genade is? Kan ek maar leef soos ek wil, want ek is mos nou onder genade, en genade gaan alles net vir my toesmeer. Genade beteken, ek kan kyk, waarmee kan ek wegkom? Hoe lang kan ek daarmee wegkom? En Paulus sê, die woord sê vir ons hierso, daar's iets wat jy nie weet nie. Daar's iets wat jy nie weet nie. Dis hoekom jy daai stupid vraag vra. Hy sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, jy sien, ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Geliefde van Jesus, hier is 'n kragtige stelling. Hy sê dat as jy Jesus volg deur die doopwater, volg jy hom ook deur sy dood. Ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is. Dan verduidelik hy dit net vir ons bietjie beter in vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop. Geliefde, wanneer ek en jy hom gehoorsaam deur ons te laat doop, deur ons te laat onderdompel, doop, binne, en ek het nog nooit gesien dat iemand 'n stuk beskuit besprinkel nie, jy doop beskuit in jou koffie, jy druk vir hom haar onder daai koffie in, is dieselfde woord, jy word gedoop onder die water in, en hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Hoe word iemand begrawe? Hy word toegegooi onder die kluite. Hy word toegegooi. Jy word toegemaak onder die water, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so. Hy sê net soos Christus, ons ook so. Ons moet nie mis nie. Hy sê net soos Christus uit die dode opgewek is, onthou ek en jy is nou deur die doop saam met hom dood. Hy sê nou net soos Christus, net so ek en jy. Dis wat hy hier sê. Ons moet onsself vergelyk met Jesus. Toe hy dood is ons saam met die doop. Die doop is 'n teken en 'n simboliek dat ons saam met Christus dood is. En net soos hy lewendig gemaak is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Toe Jesus deur die heerlikheid, dis vir my so mooi hierdie, is dat die heerlikheid, the glory of the Lord raised Jesus from the dead. Die heerlikheid van die Vader het Jesus uit die dood uit opgewek. En net so, toe ek en jy uit die doopwater opgestaan het, net so is ons deur die heerlikheid van die Vader in 'n nuwe lewe opgerig. Hoekom sal jy dit nie wil hê? Ek kan nie verstaan hoekom mense hulle gesonde verstand wil begin gebruik en hierdie goed uitredeneer en probeer om hierdie weg te redeneer nie. Why? Ek verstaan dit nie. Hy sê dit is hoekom mense nog in sonde wil aanhou leef, want hulle dink hulle is onder genade en genade maak my sonde toe. Hy sê want julle weet nie. Of jy is nie saam met Christus gedoop nie, of jy is gedoop, maar jy besef nie, dat toe jy saam met hom gedoop is jy saam met hom dood, en het jy saam met hom lewendig geword in 'n nuwe lewe. Geliefde, ek weet, ek ly aan 'n gebrek van woorde, om vir jou die krag hiervan te verduidelik. Ek wil jou uitnooi, gaan lees spesifiek hierdie 2 tekste oor en oor en oor en oor en vra die Heilige Gees
om hierdie waarheid vir jou te verduidelik en aan jou te openbaar. Dis amazing. Dat ek en jy is saam met Christus dood. Kom ons lees net 'n bietjie verder, dan gaan hy vir ons nog goeders vir ons oopmaak. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood. Hoe het ons gelykvormig geword aan sy dood? Deur onder die water saam met hom begrawe te word. Die gelykvormigheid van sy dood is toe ons, hier in vers 3 sê hy, weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Sê nou in vers 5, want ons is met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. En hoe word jy gelykvormig aan sy opstanding? Wanneer jy uitkom uit daai water. En die heerlikheid van die Vader, soos wat hy Christus lewendig gemaak het, maak die heerlikheid van die Vader jou lewendig. Yes, geliefde van Jesus. Ek sê nie wanneer jy gedoop word, dis wanneer jy wedergebore word nie. Daar's 'n verskil. Wanneer jy glo in jou hart en bely met jou mond, dis wanneer wedergeboorte plaasvind. Dis wanneer jy glo in daai woord en die onverganklike woord, daai saad van daai woord kom bevrug jou dooie gees en jou gees word lewendig. Maar wanneer jy Christus in gehoorsaamheid volg, deur om te volg deur die doop, dan wek die heerlikheid van God jou op in 'n nuwe lewe. Die krag van die ou mens verloor sy krag. Kom ons lees net verder. Hy sê in vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien. Ons ou mens is doodgemaak. Dat 'n nuwe mens opgestaan. 'n Nuwe mens is uit die doopwater opgerig, wat in gelykheid met Jesus kan leef. Dis die krag van die doop. Geliefdes, ons moet nie vir ons slim hou nie. As Jesus aan God gehoorsaam was, deur Johannes, deur 'n mens gedoop is in die water, en jy moet nou mooi onthou, Johannes het gedoop met die doop van die bekering. Die bekering van sonde. En Jesus, 2 Korintiërs 5:21 sê, Jesus het nie eens sonde geken nie. Hy was die een mens wat 'n argument kom oprig om te sê, ek het nie nodig om deur die doop te gaan nie. Ek het nie nodig om deur die doopwater te gaan nie, want ek ken nie eens sonde nie, ek het nog nooit gesondig nie, ek weet nie wat is sonde nie, so ek hoef nie deur die doopwater van sonde te gaan nie. Daai een mens wat die verskoning gehad het om nie deur die doopwater te gaan nie, het dit gedoen. In volle gehoorsaamheid aan God. Jesus, geliefde, ons moet nie vir ons slim of special hou nie. As Jesus, wat die verskoning gehad het, om nie gedoop te word nie, as hy God gehoorsaam gevolg het deur die doop, dink jy nie ek en jy moet dit doen? Want ons het verseker nie 'n verskoning. Ons het verseker 'n ou mens wat afgelê moet word. En ons het verseker 'n behoefte daaraan om in die nuutheid van die eenvormigheid aan Jesus opgewek te word. Om bekragtig en bemagtig te word om hom te volg in die volheid van die lewe wat hy nou leef. En ons kry toegang daartoe deur hom te gehoorsaam en hom te volg deur die doop. Geliefde, as jy nog nooit as 'n volwasse gelowige gedoop is nie, jy gaan nêrens vir my in hierdie woord van God oortuig dat ons opdrag gegee word om kinders te doop nie. Kinders wat nie 'n keuse kan maak vir of teen Jesus of vir of teen God nie. Ons word nie gesê, ons word gesê om gelowiges te doop.
In Matteus 28 is Jesus duidelik, hy sê, gaan maak disippels en doop hulle. Ons doop gelowiges, en ek dink ek sal dalk in die volgende episode bietjie vir ons kyk in Handelinge, in die nuwe kerk, in die kerk wat die Heilige Gees volg, wat deur die Heilige Gees gelei word. Hoe het hulle dit gedoen? Wat het hulle gedoen onder leiding van die Heilige Gees? Maar wat ek vandag vir jou wil tuisbring, as jy nog nie gedoop is as 'n gelowige deur onderdompeling in water nie, wil ek jou ten sterkste uitnooi, gaan lees Romeine 6. Oor en 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 oor, totdat by jou ore uitkom. Maar totdat die Heilige Gees geleentheid het om waarheid in jou hart te openbaar. En ek wil jou met soveel liefde uitnooi. Wees sensitief as jy dit lees, wees sag as jy dit lees, wees ontvanklik as jy dit lees, en skuif jou gesonde verstand op sy en kyk wat is die wil van God. En ek sê weer, Jesus was die een mens wat die verskoning gehad het om nie deur die doop van die water te gaan, deur die doop van bekering te gaan. Hy het niks gehad waarvoor hy moes sê ek is jammer nie. Hy het niks gehad waarvan hy hom moes bekeer nie. Maar hy wou in alles aan die Vader gehoorsaam wees. Skuld ek en jy nie ook God hierdie gehoorsaamheid? En sê, Here, ek het my hart en my lewe aan U gegee. Ek wil U in alles gehoorsaam, ook deur die doop. En dis nie net, is dit nou net 'n stap van gehoorsaamheid nie. Daar's hierdie amazing beloftes, dat jy, wanneer jy daai doopwater opstaan, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Watter nuwe lewe? Die nuwe lewe van die opgestane Jesus Christus. Nee. Ek wil net afsluit met hierdie in vers 11. Hy sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Jy kan totaal en al dood wees vir sonde, omdat jy jou ou mens in die water begrawe het en opgestaan het in 'n nuwe lewe saam met Christus. Aba Vader, Papa, Here my God, my gebed vandag, Here, is net een, dat as daar een persoon is wat na hierdie boodskap luister, wat nog nie U in gehoorsaamheid deur die doopwater gevolg het nie, dat hy of sy vandag deur U Gees oortuig sal word, Here, en dat hulle sal ophou om uit te stel. Dis nie iets vir volgende maand of volgende jaar, of wanneer hierdie of daai omstandighede reg is, of wanneer die winter verby is en die water bietjie warmer is. Dis nie 'n ding vir uitstel nie, Here, dis vir nou, want ons weet nie hoeveel tyd ons nog oor het nie. Here, brand dit in hulle hart om op te hou uitstel en om Christus te volg deur die doopwater. Dankie Heilige Gees, U doen dit in hierdie oomblik. Ek eer U vir die waarheid van U woord in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, verloon jouself en volg hom. En hou jou neus in sy woord. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.